Dit moet moeilik wees en swaar wees vir mamma, dalk 'n pappa, 'n ouer, om te sien dat hulle kinders nie die doel bereik wat hulle graag in hulle hart vir hulle gehad het nie. Om te sien dat hulle kinders groot word en op die einde van die dag vir die wolwe gegooi word en weggegooi word en dat hulle nêrens sal kom nie. En dalk is jy daardie persoon en daar's so baie hoop en soveel drome en soveel planne wat God vir jou gehad het en uiteindelik het dit vir jou gevoel dat jy's weggegooi, jy's vir die wolwe gegooi en jy het nêrens gekom nie. Hierdie boodskap vandag is vir jou. Kom ek bid saam met jou. Ons Hemelse Vader, ek dank U dat die Heilige Gees op 'n besondere wyse nou kan stil word by elke een, Here, wat luister na hierdie woord. Ek dank U dat U Gees diep vat, Here. Dat U Gees raak vat vandag in ons harte, in ons optel, Here. Here, daar is van ons wat vasgevang is, kettinge van duisternis, vasgevang is in sake van depressie en seer, in sake wat vasgevang is, wat sê, Here help, sodat ek oorwinning kan kry. Waar liefde gesteel is, waar die vyand groot roof toegepas het, wil ek vra, Here, dat U nou deur die Heilige Gees sal kom en vrede bring. Dankie, Heilige Gees, dat U ons toerus en ons krag gee tot oorwinning, in Jesus naam. As ek dink aan die feit dat God jou so spesiaal en so waardevol gemaak het, vandag is 'n spesiale dag. Dis 'n dag waar ons kyk na omgee, waarde, waar ons respek gee aan ons ouers, aan ons moeders, en waar ons sê dankie vir wat hulle vir ons beteken het. Dat hulle bereid was om hulle lewe op te offer, sodat ons gebore kan word, sodat ons 'n tyd saam met die Here kan spandeer. Vir hierdie doel het die Here na die aarde toe gekom, om mense te red. Dis nie God se plan dat mense verlore moet gaan nie. Dis ook glad nie God se plan dat jy verlore moet gaan nie. God wil jou optel en hy wil jou versterk, hy wil jou deurdra en hy wil vir jou omgee. En sy liefde is besig om vandag in jou hart in te skyn en te sê, ek is die een wat jou gemaak het. In die begin het ek jou ongevormde klomp neergeskrywe en ek het gesê, jy is kosbaar. Die Bybel sê, ek vat die meetsnoere en ek meet dit en ek sit en ek sê, ek plaas jou in lieflike plekke. Die meetsnoere het vir jou in lieflike plekke geval. Hier in die agtergrond kan jy die see sien. En die woord van die Here sê, hy lei jou na die hawe van sy begeerte toe, sodat daar rus kan kom, sodat daar kalmte kan kom. Hy is die een wat die woord spreek en die storm stil maak in jou lewe. Hy is die een wat vir jou sê, ek sien jy is waardevol en jy is kosbaar. Ek wil vertel van 'n moeder wat 'n pad geloop het, 'n jong dame. Sy het omgegee, sy het die Here liefgehad, sy het haar hele lewe aan die Here gewy. En uiteindelik het 'n engel van die Here na haar toe gekom. En die engel van die Here het vir haar gesê, jy's uitgekies. Haar naam was Maria. Jy's uitgekies sodat jy die moeder van Jesus Christus kan word. Wat 'n eer om 'n moeder te wees wat iemand in die lewe bring waarvan die Bybel sê hy is die lam wat geslag is. Hy is die verlosser. Wat 'n eer het haar toegeval. Maar dit was nie maar net per toeval nie. Sy het haarself beskikbaar gestel. Sy het haarself in die Here se hand gesit. En van daardie oomblik af as sy besluit het en sê, Here, ja, doen soos U wil aan my lewe, het daar baie uitdagings in haar lewe gekom. Die eerste daarvan was dat sy was verloof gewees aan Josef. En in daardie dae was dit nie maklik gewees dat as iemand swanger bevind is en daardie persoon was nog nie getroud nie, eintlik so 'n persoon moes gestenig gewees het en weggegooi word. Maar Josef het haar lief gehad. En hy het gesê, weet jy wat, ek gaan maar eerder in die geheim van haar skei, sodat niemand kan sien wat het met haar gebeur nie. En uiteindelik het die Here deur 'n engel ook met Josef gepraat. En vir hom gesê, dit wat Maria ervaar, is deur die Heilige Gees. Dit is God wat vir jou omgee. Dis God wat 'n pad saam met jou loop. En daar saam met jou is in die moeilikste tye. Jy moet dit aanvaar, Josef, want ek is daar vir jou. Ek gaan jou deurdra en ek gaan jou help in elke omstandigheid. En ek kan vir jou sê, dit was nie maklik vir Maria en Josef nie. Die begin van die verhaal gaan dat hulle moes getel geword het en hulle moes verder gevat geword het. En hulle moes gegaan het en hulle moes daar gaan op 'n donkie en uiteindelik in 'n stal beland. Daar was nie eens 'n plek vir hulle om te bly nie. Daar was nie 'n herberg nie. Hulle is so tussen die diere gesit. Dis waar Jesus gebore is. 'n Mamma wat omgegee het. Sy het nie haar rug op die saak gedraai nie. Sy het bly omgee. Sy het 'n pad geloop. As jy die verhaal verder lees, sal jy sien Josef is naderhand uit die prentjie uit.
Die rede hoekom Josef uit die prentjie uit is dat hy dalk dood is, die Bybel sê nie vir ons nie, hy het dalk vroeg gesterwe, maar Jesus het saam met Maria 'n pad begine loop. Elke keer. En ons sien toe hulle nog jong was, toe hy 12 jaar oud was sy pa nog by hom gewees. Toe hy daar by die tempel was, het hy met die mense gedeel en wonderlike antwoorde gegee. Maar hierdie mamma het omgegee. Sy het omgegee. Sy het verstaan. Sy het geweet daar's iets in hierdie jong seun wat ver meer is en baie meer beteken as net die uiterlike. En dit wil ek vandag vir jou sê. Deur om te gee maak 'n verskil. Mense sien dalk nie die waarde hoekom jy omgee nie. Mense sien nie raak waarom jy bereid is om te doen wat jy doen nie. Maar God sien dit raak. En net soos Maria 'n engel met haar gespreek het en met haar tyd gespandeer het en vir haar gesê het, so kom die Here vandag met sy woord. Hy gee 'n boodskap vandag. Die woord van die Here sê in Openbaring, hy sê skryf aan die engel van die gemeente, aan die een wat die boodskap bring. En vandag bring ek vir jou 'n boodskap om vir jou te sê, dankie dat jy omgee. Dankie dat jy bereid is om te gee vir jou kinders, vir jou familie, vir iemand om te gee, meer as jouself. Omdat jy die woord van die Here verstaan, omdat jy tyd met die Here spandeer, sê die Here vandag vir jou dankie. Dit was nie 'n maklike pad nie. Wil ek weer vir jou sê, Maria het baie weerstand gekry. In haar eie familie, met haar eie kinders, was daar 'n stryd partykeer tussen die kinders. Almal het nie aanvaar dat wie's hierdie spesiale kind in die familie nie. Wat is aan die gang hier nie? Hulle het dit nie verstaan nie. En later sien ons dat van die broers van Jesus het nie die pad geloop nie. Hulle het hom nie aanvaar nie. Maar van hulle het raak gesien dat daar is meer in die lewe as net kos en klere en 'n familie. Daar is ook 'n goddelike roeping. En dit is wat ek vandag met jou 'n paar oomblikke wil deel. God het 'n roeping oor jou lewe. God roep jou vandag om te gee. Net soos 'n moeder vir 'n kindjie omgee. Net soos 'n moeder haar lewe opgeoffer het en bereid was om swanger te wees, deur al die uitdagings van swangerskap te gaan en 'n kindjie in die lewe te bring. En doeke toegedraai. Uiteindelik by sy kruis te staan en te sien hoe hulle hom doodmaak. En dan op die einde van die dag te weet dat hy het opgestaan en hy lewe. Wat 'n fantastiese geloofslewe het Maria gehad. En die Here roep jou vandag om 'n geloofslewe te leef. Dit is nie 'n maklike lewe nie. Mense verstaan dit nie altyd nie. Hulle weet nie altyd waarom doen jy dinge wat jy doen nie, maar die Here gee vir jou om. Hy is die een wat vir jou lief is. En ek moet vir jou sê, die Heilige Gees praat met jou vandag. Jy's geroep om aan te hou. Jy's geroep om soos 'n mamma om te gee. Jy's geroep om soos 'n pappa om te gee. Jy's geroep om 'n verskil te maak daar buite. Dalk het jy nie kinders van jou eie nie. Dit is nie waaroor dit gaan hier nie. Dit gaan oor die roeping wat God vir jou gee om te gee vir daardie roeping. Onderskei geestelik wat ek nou vir jou sê. Dis belangrik dat jy dit verstaan. Die Bybel sê hy wat geestelik is, verstaan die dinge geestelik. En dit is so belangrik dat jou gees vandag dit sal opwek, dat jy's nie gemaak, jy's nie gebore om jou lewe te wy aan duisternis en duister gewoontes meer nie. Jy word geroep om 'n kind van God te wees. Jy word geroep om nader aan die Here gevat te word, sodat jy die oorwinning van die Here kan behaal en die vrede van die Here kan ervaar. Jy het 'n roeping op jou lewe. In Jesus naam wil ek dit vir jou sê. Jy word geroep om 'n kind van God genoem te word. Jy word geroep om 'n bediening te ontvang, 'n bediening van versoening, om mense en vriende, jou familie, jou kinders, waar jy ook al is, om te gee, nader te bring, te herstel die vermoëns in jou. Maar nog meer as dit, jy word ook geroep om vrede toe te laat in jou lewe. Mag die Heilige Gees nou vrede bring, waar jy seer het, waar jy pyn het, waar jy deur moeilike tye gaan. Mag die Here vandag vir jou help om vrede in elke kamer van jou lewe wat donker is, elke plek wat daar geraamtes is. Dalk het jy al 'n area in jou lewe toegemaak en gesê, weet jy Here, ek kan nie oorwin op hierdie area nie, ek sukkel. Vandag is die dag wat die Here sê, ek roep jou uit jou duisternis uit na die wonderbare lig toe. Ek roep jou om die naam van Jesus oor jou lewe te spreek, sodat daar vrede sal kom, sodat daar oorwinning vir jou sal kom en dat daar vir jou 'n deurbraak sal wees. Vandag is die dag wat die Here sê, ek roep jou. Vandag is die dag wat die Here sê, ek wil hê jy moet 'n boodskap vir die wêreld gaan sê, dat jy sien verder, jy weet meer,
En jy verstaan dat daar is baie meer as hierdie vleeslike, sintuiglike wêreld. Daar is 'n geestelike wêreld. 'n Wêreld wat omgee. 'n Wêreld wat sê ek het vir jou plek. Ek het vir jou plek gaan voorberei. 'n Wêreld wat sê ek is lief vir jou. 'n Wêreld wat sê al gooi die wêreld jou weg, ek is met jou. Ek is daar saam met jou en ek dra jou en ek beskerm jou in elke omstandigheid. Jy's myne, jy's waardevol, jy's die appel van my oog, jy's die kop en nie die stert nie. Jy's geplant vandag by waterstrome. God se woord deur sy gees bruis in jou. Daar kom 'n krag van die Heilige Gees oor jou op hierdie oomblik om jou duister situasie aan te spreek en te sê in die naam van Jesus, wyk. In die naam van Jesus, ek onderwerp my aan die gesag van die Here. Hierdie boosheid, hierdie negativiteit, hierdie krankheid, hierdie depressie, hierdie pyn wat ek beleef, in Jesus naam. Ek dank U vir die oorwinning. Ek dank U vir die deurbraak. Ek dank U vir die guns oor my lewe. Ek dank U dat ek is meer as wat mense sê. Dalk voel jy verstote. Dalk voel jy eensaam. Hierdie woord praat met jou. God roep jou vir meer. Gaan kyk na sy disippels. Gaan kyk na Maria. Nie 'n maklike pad nie. Ek sê nie dis maklik nie, maar dis moontlik. Jy mag dalk voel jy het geval, maar God sê jy gaan dit haal. Jy gaan dit maak. Jy mag dalk voel mense het jou weggegooi. En die Here sê moenie worry oor wat mense sê nie. Kyk wat sê ek. Ek gee vir jou die oorwinning. Ek gee vir jou die deurbraak en ek gee vir jou die herstel. Ek is daar vir jou vandag sodat jy kan lewe en jy kan vrede ervaar. Kom ek bid vir jou Vader. Ek bid dat ek vandag U krag kan ervaar. Ek bid dat ek U lewe kan sien, Here. Ek dank U soos Maria, Here, het U vrede gebring. U het herstel gebring. U het hoop gebring. Here, dit waarvoor sy gesmag het, sy gesê laat dit wees volgens U woord. Here, laat dit wees volgens U woord oor my lewe vandag. Laat dit wees soos U woord en nie die woord van mense en my woorde nie. Ek vra vergifnis, Here, waar ek gefaal het. Ek vra vergifnis waar ek tekort geskiet het. En die Here, waar ek deur moeilike tye gaan, vra ek U hulp en U leiding. Ek vra dat U my naby sal wees. Dat U my sal dra en my sal beskerm. Dat U my sal help om my roeping uit te leef. Help my, Here, sodat ek ander mense kan help. Dat ek die lig kan wees wat U wil hê ek moet skyn. In my eie lewe, Here, in die donker kamers van my lewe, die areas wat ek al toegemaak het, wat niemand eers oor praat nie. Here, kom daarin en bring lewe. Ek kies U, Here. Ek kies U want U is 'n liefdevolle God. Here, dit gaan nie vir my oor die visies en die broodjies nie. Dit gaan vir my oor Jesus. U liefde, U teenwoordigheid in my lewe, U roeping oor my lewe, waarvoor U my geroep het. Ek eer U, Here, daarvoor, in Jesus naam. Amen. Besoek gerus ons webwerf www.3minute.church. En ek wil jou vra, as dit moontlik is en hierdie boodskap het jou geseën, dat jy vir ons 'n donasie sal gee. Besonderhede is op ons webwerf, of jy kan my skakel by 072 444 1890, vir my 'n WhatsApp stuur en ek sal vir die bankbesonderhede gee. Maar baie dankie. Dit wat ons hier doen ons in geloof. Ons het nie ander vorms van inkomste nie. En ek dank die Here vir elkeen wat bereid is om 'n donasie te gee. Die Here seën jou, mag die Here met jou wees. God bless.